Liewe Anita, Liewe Jacques. hier is ons op die oop pad in die middel van die pragtige wynlande hier naby Darling. Ja, en ons kom kuier vandag by Darling Kelders. Ons gaan gesels met Christine Fortuin en talle ander baie belangrike mense hier by Darling. Om te kan sien wat hulle doen en wat hulle passie is en hoekom Darling se wyne van die beste in die wêreld is. Van verseker met die regte naam, die regte geleentheid, die regte wyn, wat meer wil jy hê? Nou het jy dit. Oh my darling. Oh my darling. Okay, wag, kom ons gaan drink wyn. Vandag hier by Darling Kelders, naby Darling natuurlik. En ons gesels vandag met Christine Fortuin. Nou Christine, vertel vir ons kykers, wie is Christine? Wat doen jy hier? So ek is Christine Fortuin, ek is al 17 jaar by Darling Cellars. Ons het nou so 6 jaar gelede eventsplek ook. Ons is bekend vir ons wine tastings en ons area is baie goed vir Sauvignon Blanc. Maar daar is 'n goeie rooiwyn wat ek vir julle later wil voorstel. Min of meer, hoe lank is Darling Kelders al hier? Darling is gestabiliseer 1949. So dit is so lank, ons het al wel 3 keer ons naam verander, maar ons is nou al vir 17 tot 20 jaar Darling Cellars. Ons gaan nou 'n bietjie na julle wynkelder toe en ons gaan bietjie met jou wynmaker gesels daar. Vertel gou vir ons van jou wynmaker. Ons het 3 wynmakers. Ons hoofwynmaker is Andrew Streven en ons rooiwynmaker is Mickey Amelman en dan ons witwynmaker is Anthony Meduna. Ons staan nou in die Vaterstoor en ons gesels met Anthony Meduna, die wynmaker hier by Darling Kelders. Hallo Anthony. Aangenaam. Vertel gou vir ons, wat gaan alles hier aan? Ons is vandag hier in die Vaatjiestoor waar al ons premium wyne gemaak word. Ek dink dis 'n baie spesiale area in ons kelder. So jou wingerdbestuur regdeur tot in die vate is baie belangrik dat jy weet watter tipe wyn jy in die vate wil sit. So te begin jy net by die wyn wat jy opdaag het, so ons as wynmakerspan gaan reeds uit in die wingerd en soos die wingerd self en maak die besluit daar en bestuur die wingerd reg. Vertel vir my, waar's die wingerde? Want ons het nou hier van die pad af ingedraai en die pragtige geboue gesien, maar ons sien nie wingerde nie. Ja. Nee, ons wingerde is in 'n omliggende area in Darling in. En wat uniek is van Darling area is dat ons het so 95% van ons druiwe is borstok en dan ook droëland wingerd. So ons is natuurlik, ons is afhanklik van die natuur. Ja. So maar die borstok is in elk geval, hy is sterk genoeg om hom in die droogte te kan dra. En so ons is wat nature gives us is what we put in the bottle. Aan die einde van die dag, ja. Ek ruik hout. En ek weet die vaatjies is hout, maar ek sien party is geel en party is bruin, en party is donkerder en party is ligter. Beteken dit iets? Die wat jy hier kan sien is wat so is bietjie aan die rooi kant, so dit sal rooi wyne wees wat daarin is. O ja. En hierdie kant is weer lig en dit is van ons witwyne wat die is. So ons lime killings lê so. So dit is maar basies maar wat en rooi wat die is en dis Amerikaanse eikhout en ook Franse eikhout wat ons gebruik om ons wyne te verouder aan die einde van die dag, ja. Wynmakery is eintlik 'n wetenskaplike proses, né? Ja. So elke ou wat van die straat af kom kan nie net wyn maak nie. Ek dink baie ouens het al probeer wyn maak, maar as gaan maar nie oor tegniek wat daar is en dit is 'n chemiese reaksie. So jy het 'n gistingproses, jy het 'n voedingsproses wat jy moet doen, jy het temperatuurbeheer wat jy moet doen. En ja, jy moet presies weet wanneer om die wyne van die gismoer en goed af te haal, wanneer om op te swel, wanneer om die wyn te beskerm. So dit is 'n hele chemiese reaksie wat plaasvind en jy moet as wynmaker moet in beheer wees van dit. En veral die temperature tydens gisting. As dit wat jou vrug behou aan die einde van die dag of as 'n tank weer te warm gist, dan gaan al die geure verlore. Ja. En as jy beheer is van jou gistingstemperatuur, dan behou jy daai kwaliteit en die geure in jou wyn self, ja. Ons gesels nou met Willem hier by Darling Wynkelder by die Bottelary. Hallo Willem. Hallo. Dankie dat jy 'n bietjie tyd afstaan aan ons. Wil jy nie net vir ons kykers verduidelik hoe werk die hele konsep hier? So die bottels word nou gepak aan die buitekant, dan word hulle nou hierso gespoel met gesteriliseerde water, dan word hy nou hier gevul
Hierdie masjien is gewone skroecap soos daai. En dan die volgende masjien as ons 'n kurk produk doen dan daai ding sit die kurk in, ja. Hier word bottels nou ingepak. Ja, hierdie is nou vir 'n uitvoerproduk. Hier staan hulle nou almal bymekaar. Ja. Wat gebeur Kom hier? nou hierop. Hierdie wurm of skrou soos ons dit nou maar noem, passieer die bottels uitmekaar dat hy dan opgetel word binne met die sterwiel en dan gaan hy onder in die masjien en dan wat doen daai masjien nou? Hierdie etiketeer. Wow. Ja, hy sit die etikette op. En hier gaan hy nou uit met sy etikette en dan gaan hy nou verder aan en daar's nou nog 'n masjien. Ja. So hierso is ons die outomatiese pakmasjien. Ja? Dis auto-packer soos ons dit maar nou noem. Hy pak die bottels binne in die karton. Hoeveel bottels? Hy pak so 4 bokse op 'n slag. 4 bokse van 6. 24 bottels op 'n slag, ja. Dit is vandag 'n baie spesiale wyntjie. Dit is 'n Black Reinhardt Vintage Red, so 2023 oesjaar. Hierdie is 'n round blend. En dit bestaan uit Shiraz, Cinsault, Grenache en Mourvedre. Hierdie is nie 'n droë wyn nie, dit is 'n baie elegante styl wyn. En sy suikervlak is so by 9 gram suiker, soos 'n off-dry wyn. En dit bring hierdie geure uit en mondgevoel in die wyn. En dit is ook 'n lang nasmaak wat die vrug hou in die wyn self. En ek dink terwyl jy op die neus kry en op die palet kry, as daai twee kombinasies saamgaan, beteken dit is 'n baie goeie wyn. So dit is baie spesiaal vir ons en ek dink baie elegante styl wyn om te kan bedien, ja. So ek dink dis 'n wyntjie om te geniet en as gesê hy is droog, hy is opdraai. So 9 gram suiker, dit maak dit net baie mooi sagter op die palet self om te geniet. Ja, cheers. Cheers. Kan ek aan wag het? Black Reinhardt. Black Reinhardt.